ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 171. Ek is professor Hans Rederhuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die 2 legkaart studiegids Bybels, waarmee ons wat reeds beskikbaar is, A4 boeke, 500 bladsye dik in kleur, in swart en rooi op wit papier. Swart is wat die Bybel sê, die rooi is kommentaar of verwysings. Partykeer het jy een lyntjie swart, maar jy het 'n hele bladsy rooi. Die terugvoerings wat ons skryf van dit af, is dat mense is in ekstase. En ons gee aan Jaffa al die eer, al die lof, die prys en die aanbidding. Ons probeer ons heel beste om die derde een by die einde van die maand van Junie uit te kry. Of anders op my verjaarsdag, die 3de Julie, maar ons gaan probeer kyk hoe naby kan ons kom. Anderste seëninge in die mooiste naam Jaffa. So jy belangstel, kan jy net my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Ons het altyd nuwe mense nodig, altyd vir u welkom sê. Gaan na deel 1, begin by deel 1, u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik om in te teken of te subscribe, soos die Engelsman sê, op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende studies kan ontvang en die kennisgewings. Het 'n skryfblok en 'n pen nodig. Deel ook die inligting oor die subscriptions met u vriende, familie, en jy moet maar 'n seatbelt of 2 saambring. Hier is baie intensiewe inligting. Kom ons bid saam. Ons wil ons sê, Vader Jaffa, baie dankie vir hierdie naweek wat verby is, dat u ons in hierdie naweek gebruik het om op bo-natuurlike wyse hierdie geopenbaarde woord, bo-natuurlike geopenbaarde woord, te kon uitdra in 'n verlore wêreld. Dankie dat ons 'n getuienis kon gewees het. Vanmôre bid dat u ons as Jaffiste by mekaar sal seën, en dat u die woord opnuut in elkeen se hart en lewe sal oopmaak, sielsdimensie, sodat ons kan groei in die Ruach HaKodesh. Dis wat ons wil sien, is nie laat ons passief raak en in een posisie bly nie, maar dat ons in die Ruach kan groei elke dag. Salf die woord, seën dit, gebruik dit tot eer van die koninkryk. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. Die volk sê halleluja. Halleluja, baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 13, vers 10. Nou, koning Salomo het maar 'n manier wat hy 'n ding sê. Ek kom partykeer agter, dit is vir my asof koning Salomo, hy was 'n ou wat op die punt al was, maar hy het ook 'n attitude gehad. Nou 'n attitude is nie iets wat jy by Checkers kan koop nie, of het dit of jy het dit nie. Solank as wat ons dit gebruik tot die koninkryk van Jaffa, want attitude op 'n snaakse manier kan ook mense wegdryf, en dis die laaste ding wat ons wil hê. Hy sê so in Spreuke 13 vers 10, vermeteltyd gee net getwis af. Vermeteltyd vir my is iemand wat 'n hoër dink van homself het as wat hy eintlik moet hê. Ek kan onthou die jare toe ek in die denominasies was in die kerke, wanneer jy by die konferensies kom, dan kry jy van hierdie pastore, hulle sukkel hulle dood om 'n gemeente by mekaar te maak, maar as hulle by die konferensie kom, dan het hulle opinie oor hulle self en hulle het 'n attitude wat skrik vir niks nie. Jy sal dink daai pastoor het 5000 gemeentelede. Dan hy nie eers 40 of 50 nie. Maar wanneer hy daar is, dan het hy 'n totale, ek kan amper sê halve vermeteldheid.
Partykeer raak die ouens totaal hulle raak 'n irritasie. En dis nie net daar nie, ons vind dit ook in besigheid. Want mense wat nie suksesvol is soos wat hulle behoort te wees nie, het gewoonlik 'n attitude en vind fout met alles met die ouens wat suksesvol is. Plaas dat hulle net sê, wat doen julle? Dat julle suksesvol is. Vertel my so 'n bietjie. Maar hulle sal nie met jou oor dit wil praat nie, want hulle het daai houding van ek weet alles. Ek is maar 'n dom ou, ek speel die rol van ek weet nie, sê my. Ek wil weet. Want wat het Pa Nick gesê, dit wat jy weet kan niemand by jou vat nie. En vanmôre terwyl ons met die woord besig is, ek wil hê ons moet daai mentaliteit openbaar wat sê gee vir my. Ek wil hê vanaand by die geopenbaarde woord. Ek wil meer ervaar. Ons het soveel nuwe javiste wat ingekom het. Want hulle kom daagliks in, daagliks. En dan luister ek na die tyd wat hierdie mense in die woord insit. Dis van hierdie broeders en susters, en wat vir my wonderlik is dat Jaffa red die man en die vrou saam. En dan raak die man en die vrou saam betrokke in die Bybelstudies. Iemand sê vir my nou in die week, hy sê prof, ek het tot bekering gekom. Hy sê ek is op pensioen, maar ek help my vrou in die huis. En dis reg, dis nie 'n skande nie man. Ja, kan hom opvat en 'n vacuum cleaner vat en help. Bed opmaak en wasgoed ophang. Of jou vrou nie 'n arms bo haar kop op te lig boei. Ek noem nou maar nie goed, dis nie 'n skande nie, daar's niks met verkeerd nie. Dis eintlik 'n groot plesier as ou dit doen, dit laat jou bietjie goed voel, as jy bietjie iets anders te gedoen het. En vanaand as jy so 'n tango of 2 in 'n wals, met die vacuum cleaner gehad het en die mop, en jy dan lekker gaan stort as jy klaar is, jy voel bietjie anderster. Ja, maar het nie nodig gehad om te doen, so dis nie 'n skande nie. Maar weet jy wat, dit bring jou huweliksverhouding baie nader aan mekaar. Dit werk baie beter as 'n bos rose werk, of 'n boks chocolates. Kom ons raak betrokke by ons, in ons huishouding, wanneer ons by die huis is. Ons is daar. So kom ons doen dit. Ek weet daar is baie huishoudings waar die vrou werk en die man hou die huis. En sit die kinders deur die skool en gaan van die kinders vir ballet en gaan die rugby oefening toe en ek gee net maar 'n voorbeeld. En die man doen die vrou se werk, want daar's nie werk vir 'n man nie, vir 'n blanke man nie. Van die dames kry nog werk. En as dit is hoe dit is, dan is dit hoe dit is. Dis nie 'n skande nie. Dis nie 'n skande nie. Inteendeel, dit bring 'n familie eerder by mekaar. En ek dink jou vrou kry vir jou baie groot respek as jy wil sê, kan ek help? Kan ek help? Vermeteldheid gee net getwis af. Met ander woorde, wanneer 'n ou vermeteld is daar altyd 'n argument. Daar's altyd moeilikheid. Maar by wie hulle laat raai, wie hulle laat raai, jy hou hom aan die raai, is wysheid. Moet nooit alles wys nie. Moet nooit alles onmiddellik sê nie. Laat hom raai, laat hom vra. En op die manier kan jy hom kontroleer. Vanaand wanneer dit in 'n argument is, jy kry baie keer oor die Bybel kry argumente, dis ongelukkig so, dis onvermydelik partykeer. En ek hou daarvan om vir 'n persoon te sê, wat sê jy? Sê vir my, wat sê jy? Wat is jou God se naam? Sê jy my? Nee, sy naam kan nie Jaffa wees nie. Nou wat is sy naam? O, sy naam is Here. Alright, kom ons sê jy's reg. Waar kom dit vandaan? Jy sien, die oomblik as jy die vraag vra, dan kom jy agter maar die ouens weet niks. Hulle weet wat die kerk hulle geleer het. En die koortjies wat ons gesing het, wat baie keer so van die spoor af was, waar daar nieuw uitsverdraaiings in was. Ek sê nie almal nie, ek sê van hulle. En op die einde van die dag dan, deurdat jy dan net hulle aan die raai hou, dan raak die argument van self stil, want die persoon later kan nie meer die vraag, jy vra net 'n vraag, jy gooi net 'n stywer uit, dis al wat jy doen. Goed wat uit niks verkry is, word minder. Ja, die woord sê, ons is nie wat koning Salomo sê, ek dink dit was daar in deel 4 of deel 5, hy sê, gaan na die mure en word wys, jou leihart.
Hy het nie tyd vir 'n luiaard gehad nie. Dis hoekom daar altyd aan sy stad gebou was. Goed, hy sê daarso, goed wat uit niks verkry is, word minder. So, dit sê vir my dat, as ek vir 'n ding gewerk het, dan waardeer ek dit meer. Dit sê nie, ek kan nie 'n geskenk ontvang of so, dit is fout met dit nie. Maar, wanneer goed net in jou skoot val, en dit gebeur van self, dan is dit baie keer problematies. Hoekom? Want jy het nie die waarde aan dit, as wanneer jy vir dit gewerk het nie. Hy wat met die hand by mekaar maak, kry altyd meer. Ek het dit gesien in my lewe, in die tydperk vanaf ek begin werk het toe ek 16 jaar oud was. Soos basies 50 jaar se werkstyd in 'n ou se lewe. As jy daarna kyk, wat jy met jou hande by mekaar gemaak het. Ek meen, hoe opgewonde was jy toe jy jou eerste kar koop? Joh. Dis onbeskryflik. Dis iets wat jy voor gewerk het. En dit is waaroor die lewe gaan. En wanneer ek dan in die roog funksioneer, en ek sien dat Jaffa het 'n plan met my geestelike lewe, en die energie wat ek in u insit, in die koninkrykswerk van Jaffa, is besig om dividende te werk. Dit is besig om vrugte op te lewer. Ons sien die siele kom tot bekering. Vir my, bo enigiets anderste, is wanneer ek hoor dat mense tot bekering kom. Halleluja. Jy kan nie dit vir iemand vertel nie. Jy kan nie dit vir iemand vertel nie. Daai gevoel is amper soos 'n pa wanneer sy eersteling gebore word. En daai gevoel verander nooit. As ek vat na hoeveel jare, ekskuus tog, na hoeveel jare van evangelistiese werk, is my hele lewe. As ek vat meer as 50 jaar, 57 jaar in navorsing en studies in die eskatologie, as ek vat die nuwe siele wat tot bekering kom, en dan selfs dit wat ons in die sondagskole met die kinders bereik het, die jong kindertjies wat later in my lewe wat met my kontak gemaak het, sê, daai tyd was ek 'n dokter, eers 'n pastoor, en toe later 'n dokter, sê, pastoor, ek is so en so, ek was in die sondagskool gewees. Dit maak jou voel, die saad wat jy gesaai het, was die moeite werd. So met ander woorde, dit wat ons by mekaar maak, is nie net ching ching pong pong nie, shillings, pennies en ponde nie. Nee, dit gaan oor dit wat ons in die koninkryk by mekaar maak. Dit wat ons in die koninkryk insit. Dis as 'n plaasboer, ek sê dit altyd, ek hou daarvan, om 'n broer Leon hulle, hier van Ermelo, die verwysing te gebruik van die plaasboere. Jy nie insit nie, jy nie ploeg nie, kan jy nie die oes van die lande afhaal nie. Jy kan dit nie afhaal nie. En Jaffa al die lof en die eer. Ek praat nou die dag met broer Leon, Groblaar van Ermelo. Hy het my in November maand gebel, hier by die begin van November, so hy prof moet bid. Het is kurkdroog, die saad is in, maar daar's nie beweging nie. En ons bid, en 2 dae later, toe begin die reën val. Ek het nou die dag met hom gepraat, toe sê hy, prof, dis die grootste, die beste oes wat ons in al die jare op die plaas gekry het. Ek sê, maar die woord sê ons dat die gebed van die regverdiges het vele krag. Iemand van Namibië het juist vanmôre my geskakel en sê, prof, ons het van die beste oeste in Namibië, die damme is vol. En dis mense wat November gebel het, ek gesê, daar is nie water nie, die diere vrek. Is hy nie groot nie? Ek praat van Jaffa ons Elohim. Dit wat ons by mekaar maak, word meer. Dis nie altyd dit wat ek ry en waar ek bly en wat ek aantrek en wat ek eet nie. Dis die ander goed wat belangrik is. En dis wat ek wil hê ons moet in die dag doen. Ons moet funksioneer in die ander dinge. Hoe? Ek kan ekstra 'n bietjie vriendelik wees met mense. Die woord sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af.
waar 'n ou normaalweg aanvallend is en wees kalm en rustig en laat die roog sy gang gaan. Hy sê in vers 12, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. Moenie jou hoop uitstel nie. Dis hoekom die woord sê, moenie jou nie bekommerd oor die dag van môre nie, en oor môre nie. Jy gaan dalk nie by dit uitkom nie. Halleluja. Kom ons funksioneer in vandag. Terwyl ek op die skrif is, kom dit net my op, Pastoor Flip. Ons is so dankbaar dat Jaffa hom deur die hartoperasie gebring het, en dit gaan met hom baie goed, vir die gemeente wat hom ken. Wonderlik. Een van my spesiale vriende ook, hy en Sister Gina. So ons is dankbaar dat Jaffa bo-natuurlike wonderwerke steeds doen, en dat hy die hande van spesialiste seën. Ek het altyd gewonder, onthou Lukas was een van Jaffa se apostels, en disippels, hy was 'n dokter, 'n mediese dokter. Ja, wat hulle ook gekies om bo-natuurlike wonderwerke te doen, want Jaffa al die eer. Uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensdroom, 'n wens, dit wat waar word wanneer ons op Jaffa vertrou. Wanneer ons nie op mense in strydwaans en oorlogtoerusting en konings vertrou nie, maar ons oë gefestig op die rots van ons volëinding, Jaffa-Shua, hy wie ons begin en die einde is. Mag hierdie dag vir u een massiewe, wonderlike dag wees. En mag u die teenwoordigheid en die salwing van die Ruach HaKodesh ervaar. Tot môreoggend as Vader liewe gesondheid spaar. Maranatha, Jaffa-Shua kom weer. Halleluja.